Welkom terug graad 12. Vandag kyk ons na oefening 1.7, bladsy 38 tot 40 en dit gaan oor finansiële state. Goed, so kom ons kyk wat hierdie oefening van ons verwag. Jy word voorsien van inligting met betrekking tot bottoms beperk vir die finansiële jaar geëindig 28 Februarie 2025. Voltooi die staat van omvattende inkomste of die inkomste staat vir die jaar geëindig 28 Februarie. Toon berekeninge in hakkies. Inligting, die volgende saldo's en totale is beskikbaar op 28 Februarie 2025. So hier gee hulle weer vir ons 'n uittreksel uit die proefbalans waar hulle dan hier die totale gekry het. Staat van omvattende inkomste van bottoms beperk vir die jaar geëindig 28 Februarie 2025. Goed, so ons kan nou sien dat hulle vir ons reeds 'n paar saldo's en totale hier neergesit het en hulle het ook 'n paar bedrae vir ons reeds opgeteken. Kom ons kyk nou na die aansuiwerings en die addisionele inligting. Eerstens sê hulle vir ons 'n debiteur het beskorigde goedere met 'n kosprys, belangrik dat dit sê kosprys van R10.000 teruggestuur en 'n winsopslag van 50% word deur die onderneming gehandhaaf. Geen inskrywing is gemaak nie. So, eerstens wil ek net vir julle wys dat hierdie verkope het geen debiteure afslag reeds afgetrek hier nie. So, as jy nou na die inligting kyk wat gegee is met daardie totale en saldo's op, sal ons eers daardie debiteure afslag hier moet aftrek ook. Om terug te kom nou by 2.1, gaan ons die verkoopprys uitwerk deur 10.000 te vat en dit te deel met 100 en dan te maal met 150. So ons gaan die 10.000 aftrek by koste van verkope en dan gaan ons daardie debiteure afslag van 35.000 aftrek sowel as die 15.000 van die beskadigde goedere wat hulle dan teruggestuur het. Goed, 2.2 sê jy debiteur is insolvent verklaar, sy boedel het 30 sent in die rand betaal, 300 is reeds ontvang en aangeteken, skryf die res as oninbaar af. So ons moet dit nou uitwerk deur te sê 300 gedeel deur 30 maal met 70, want daardie 70 sent is dan wat ons gaan moet afskryf as oninbare skulde en ons gaan dit dan daarby plus R700 en dit gaan vir ons dan oninbare skulde gee van 6.750. 2.3 op 28 Februarie 2025 ontvang die maatskappy R1.000 van 'n debiteur wie se rekening voorheen as oninbaar afgeskryf is. Die bedrag is egter foutiewelik in die debiteurkontrole kolom in die KW opgeteken. So hierdie regstelling gaan nie getoon word op die inkomste staat vir debiteure nie. Debiteure word gewys in die balansstaat, maar ons gaan wel oninbare skulde verhaal hier toon as 'n inkomste vir daardie R1.000. Dan 2.4, die voorsiening vir oninbare skulde moet aangesuiwer word tot 4% van die uitstaande debiteure. So ons moet volgens daardie inligting wat hulle vir ons gegee het, daardie saldo's in totale, gaan ons nou die debiteure kontrole bedrag vat plus daardie R1.000 minus die 15.000 wat teruggestuur is, as ook minus die 700 wat dan nou afgeskryf is. Dit gaan dan vir ons 'n bedrag gee van R246.450 en daarvan gaan ons 4% uitwerk wat vir ons R9.858 gee. So die voorsiening vir oninbare skulde was R11.000. So duidelik was daar te veel voorsiening gemaak en dit gaan dan beteken dat dit 'n inkomste vir ons is. So ons gaan die voorsiening vir oninbare skulde van die 11.000 minus die 9.858 en dit gee vir ons 'n inkomste van R1.142.
Goed, 2.5 sê gedurende Februarie is voorraad in 'n brand beskadig. Die versekeraars het Bottoms Beperk in kennis gestel dat hulle 24.750 in die onderneming se rekening oorgeplaas het ten opsigte van die versekeringseis. Die versekeraars dat slegs 75% van enige beskadigde voorraad, geen inskrywing is gemaak vir die beskadigde voorraad of die versekeringseis nie. So ons moet nou eers uitwerk wat ons verlies as gevolg van brand gaan wees. So omdat hierdie 24.750 verteenwoordig dan nou 75%, die 25% is wat ons dan wil weet. So ons maal dit met 25 en deel dit met 75, dit gee vir ons 8.250. So dit is die verlies wat ons dan nou ly. So ons het verlies as gevolg van brand by ons bedryfsuitgawes en dis R8.250. 2.6 sê 'n fisiese voorraadopname op 28 Februarie 2025 toon die volgende. So volgens dit wat ons op hand het, moet ons handelsvoorraad 765.500 wees en ons verbruiksvoorraad moet dan 19.500 wees. So ons gaan 'n handelsvoorraad tekort hê as ons kyk na die saldo wat hulle vir ons gegee het vir handelsvoorraad, gaan ons dan daardie 800.000 minus 33.000 plus die 10.000 en dan minus ons die 765.500 en dit gee vir ons 11.500 wat dan tekort is. Verbruiksvoorraad gebruik, daar gaan ons dan net die 19.500 insit, want dit is wat ons gebruik het. Punt 7 sê dan dat vir ons waardevermindering word soos volg bereken. Voertuie word bereken teen 20% per jaar volgens die verminderde saldo metode. En dan sê hulle vir ons, let daarop dat 'n nuwe voertuig op 31 Desember 2024 gekoop is vir 150.000 en dit is behoorlik aangeteken. Belangrik dat dit behoorlik aangeteken is, dit beteken daardie saldo wat hulle vir ons gee by die inligting, sluit reeds die 150.000 in. So as ons nou 'n tydlyn sou kyk, sou ons sien dat die finansiële jaar begin op 1 Maart en dan op 31 Desember het ons nou hierdie voertuig aangekoop en dan die einde van ons finansiële jaar is natuurlik 28 Februarie. En daardie saldo vir 28 Februarie was 440.000 en ons weet dat hierdie voertuig 150.000 was. En hierdie 150.000 is reeds ingesluit hier by die 140. So om die begin van die jaar se waarde uit te werk, gaan ons die twee dan van mekaar aftrek wat vir ons 290.000 gee. Dan gaan ons nou die waardevermindering uitwerk van die 290.000. So natuurlik onthou hulle het gesê dis die verminderde saldo metode, so ons gaan daai 290.000 vat minus die waardevermindering wat 132.000 is en dit los ons met 'n draagwaarde van 158.000. Ons gaan daardie draagwaarde dan vat en ons gaan dan nou 20% daarvan af uitwerk. Dit was vir 'n hele finansiële jaar, so 'n volle 12 maande. So daar was nie 'n tyd wat ons enige voertuie verkoop het nie. So dit was vir die hele jaar en daarom het ons 31.600 dan gekry. Verder gaan ons nou die waardevermindering uitwerk vir hierdie nuwe voertuig en ons het hierdie voertuig natuurlik nou net vir 2 maande gehad, so 150.000 maal met 20 oor 100 en dan maal ons dit met 2 gedeel deur 12. Dit gee vir ons dan uit 5.000, so altesaam vir voertuie is ons waardevermindering dan 36.600. Nou kyk ons na die toerusting. Hulle sê toerusting word bereken teen 15% per jaar op kosprys. Hierdie toerusting is dan al baie oud en sal in die nabye toekoms vervang moet word. So die feit dat hulle vir ons sê dit is baie oud, beteken ons gaan moet kyk dat die waardevermindering nie die waarde van ons toerusting
minder as 1 maak nie. Onthou, toerusting of enige waardevermindering op een of ander bate mag nie die bate se waarde minder as 1 maak nie. So kom ons kyk. So die toerusting wat ons het, se waarde is 380.000, dat ons dan nou 15% daarvan af uitwerk, gee dit vir ons 57.000, wat die waardevermindering is. Maar nou, as ons gaan kyk en ons trek die waardevermindering voor hierdie finansiële jaar, die opgelope waardevermindering af, gee dit vir ons 'n draaiwaarde van 55.000. So soos julle kan sien, die 57.000 waardevermindering is meer as hierdie 55.000. Wat beteken ons kan nie dit verminder met die 57.000 nie. So ons moet nou net R1 aftrek van hierdie 55.000 en dit gee vir ons dan nou 'n finale waardevermindering op ons toerusting van 54.999. So as ons dan nou ons waardevermindering op ons staatsomvattende inkomste plaas, gaan ons dan nou daardie 36.600 vat, of jy kan nou afsonderlik die 31.600 en die 5.000 apart wys, plus daardie 54.999, en dit gaan vir ons 'n totale waardevermindering gee van 91.599. 2.8 sê dan 'n addisionele fooi van 6.000 is nog aan die ouditeure verskuldig. So dit beteken by ouditeursfooie gaan ons moet plus 6.000 en dit gee dan vir ons 50.000 vir ouditeursfooie. 2.9, 'n werknemer wat aan die einde van Januarie bedank het, is steeds ingesluit in die salarisjoernaal vir Februarie. So hierdie werknemer het reeds bedank aan die einde van Januarie en sy bedrag is nog steeds in berekening geneem in Februarie. So ons gaan dan dit moet aftrek van ons salarisse en ons lone. So met ander woorde, ons gaan daar die LBS wat ons betaal het aftrek van ons salarisse en lone, ons gaan die pensioen aftrek en ons gaan die netto salaris aftrek. Hierdie is 'n werkgewersbydrae, so hierdie werkgewersbydrae gaan nie daar getoon word nie. So dit beteken ons salarisse en lone is dan 394.632. En ons werkgewersbydrae gaan dan nou minus 3.900 wees. Dis vir ons dan nou hierdie 3.900 toon en dit gee dan vir ons 36.600. 2.10 die huur vir 3 maande vooruit ontvang. Die maandelikse huur het op 1 November 2024 met R625 verhoog. So die oomblik wat ons sien dat daar een of ander verhoging plaasgevind het in die huur, is dit die maklikste om 'n tydlyn te trek en dan daarvan af te werk. So ons weet ons finansiële jaar begin 1 Maart, ons weet 1 November het dit opgegaan, die huurinkomste met R625 en ons weet ons finansiële jaar eindig 28 Februarie, maar ons het ontvang tot en met 31 Mei. Onthou die bedrag wat op die saldo staan by die inligting vir huurinkomste, gaan dan nou al hierdie gelde ingereken hê. En ons moet uitwerk wat hierdie 3 maande is wat dan nou te veel ontvang is, want ons moet net vir hierdie 12 maande van die finansiële jaar toon. So ons kan nou reeds sien dat ons het vir 8 maande X bedrag ontvang. En dan vanaf 1 November het ons X plus 625 ontvang. So kom ons kyk as ons die sommetjie maak. So natuurlik as ons nou tel van November af, dan tel ons November, want dit is 1 November. So ons tel November, Desember, Januarie, Februarie, Maart, April, Mei. Dit beteken 7 maande het ons X plus R625 ontvang. En ons het net vir 8 maande X ontvang. En die totaal wat ons ontvang het vir
die hele tydperk is 117.475. So as ons dan nou hier die sommetjie uitwerk en ons kry nou die antwoord vir X, gaan julle sien dat X dan nou R7.540 is. Ons gaan dan nou natuurlik moet by daai 7.540 die 625 moet plus, want X is voor die verhoging. X is nie na die verhoging nie. So dit beteken dan nou vir die 3 maande is dit R8.165 maal met 3, gee vir ons dan nou R24.495. So by hier inkomste gaan ons minus R24.495, wat vir ons dan 'n totale inkomste gee van R92.980. Die leningsstaat ontvang van FNB Bank toon die volgende. So hierdie is natuurlik 'n lening wat ons aangegaan het, so dit sal nou by renteuitgawe effek toon. So ons saldo aan die begin van die finansiële jaar was 474.000, terugbetaling rente ingesluit was dan nou 211.500. So het nie die rentebedrag nie, en dan die saldo aan die einde van die jaar beloop dan nou 300.000. So ons moet nou die rente bereken. So hoe gaan ons dit doen? Ons gaan daardie openingssaldo vat van 474.000 en ons gaan die terugbetalings aftrek. Dit gaan dan nou vir ons 'n bedrag gee van 262.500. Daarna gaan ons dit dan nou aftrek van die 300.000 rand se eindsaldo, wat dan vir ons die rentebedrag gaan gee van 37.500. Ons gaan dit natuurlik dan nou in hakies toon, want ons moet dit aftrek. 2.12 sê dan die inkomstebelasting vir die jaar beloop 48.600. So dit is baie eenvoudig. Ons sit dit dan net in hakies hier by inkomstebelasting vir die jaar 48.600. So nou kan ons die verkope uitwerk. Al ons aansuiwerings is nou reeds gedoen. So dit beteken ons totale verkope was 2.835.000. Ons totale koste van verkope is 1.590.000 en ons trek dit dan nou af om ons bruto wins te kry van 1.245.000. Dan ons ander bedryfsinkomste, natuurlik gaan ons hierdie nou net bymekaar tel en dit gee ons dan 95.122 en ons tel hierdie twee bruto wins en bedryfsinkomste bymekaar vir ons bruto bedryfsinkomste bedrag wat 1.340.122 is. Daarna tel ons nou al hierdie uitgawes bymekaar en dit gee dan nou vir ons 1.140.622 en ons sit dit in hakies want ons moet dit dan nou van ons bruto bedryfsinkomste aftrek om ons bedryfswins te kry wat dan nou 199.500 is. Ons stel dan nou ons renteinkomste by, gee dan vir ons 'n wins voor rente uitgawe van 213.000. Ons trek dan nou ons renteuitgawe af. Dit gee dan vir ons 'n wins voor belasting van 175.500. Ons trek dan ons belasting af en dit gee dan vir ons 'n netto wins na belasting van 126.900. Goed, net om vir julle 'n bietjie te wys van die berekeninge wat ons moes gedoen het as daar nog enige onduidelikhede is. So voorsiening vir oninbare skulde het ons die debiteure kontrole uitgewerk wat 261.150 is, minus 15.000, minus die 700 plus daai 1.000 en dit gee dan vir ons 246.450. So die voorsiening moet dus wees op daardie bedrag en hulle het vir ons gesê dis 4% wat dan vir ons 9.858 rand gee. Ons trek dit dan af van die 11.000 af en dit gee vir ons 1.142. Dan verhandelsvoorraad tekort. So
Ons handelsvoorraad tekort is dan nou die 800.000 plus die 10.000 minus die 33.000 gee vir ons 777.000 en dan volgens die voorraadopname moes dit gewees het 765.500. Met ander woorde, daar was 11.500 tekort. Dan die waardevermindering het ek vir julle mooi verduidelik. Ek dink nie daar behoort enige onduidelikheid rondom dit te wees nie, selfs met die huur. Ek glo nie daar sal enige onduidelikheid wees rondom dit nie.